Ja, vir jou ook hoor. Wat ons nou vanaand gaan doen, ons gaan 'n bietjie vir mense wys wie's Hannes Lottering. Dat almal ook kan sien. Lekker. Ja, wat ons kry vra. Lekker. Dis mense wat onlangs aanlyn gekom het en aansien gekom het. Ons het byvoorbeeld gestaan lekker gesels met mense wat vir ons vra, maar wie is die ou en waar kom dit vandaan en wat is die hustle en nou, ons gaan nou nie vanaand teruggaan na 2016 toe nie. Ons gaan eerder maar net by 20 wat hy van jou bedoel is geraak. 2020. Nou nee, wat ons wil doen is ons wil vir mense wys wat 'n vieslike ding hy is. Nie net wie hy is nie, wat 'n vieslike ding hy is. So al hierdie mense op hierdie platform ook wat lekker chommies met hom is. Kyk bietjie met wie is julle chommies. Ja. En selfs soos daarso Liesel sê, asseblief sy's confused. Ek dink baie mense is confused en hulle dink dalk dat dit wat ons van hulle sê of wat julle van hulle sê is weird of is snaaks of is verkeerd, maar niemand weet regtig wat daardie man sê nie, van julle nie, van jou veral jou nie. Ja. En onthou net, ek het hierdie man nie geken nie. Ek het niks aan hom gedoen nie. Hy het my vir 'n jaar lank, het hy my seksueel getuister, maar hy het mekaar uitgetrek op Facebook en hy het die vieslikste stories van my versprei. En na 'n jaar het ek besluit, tot hier toe nie verder nie, nou gaan ek begin praat en nou gaan ek begin terugbeklei. En nou kom hulle en hulle sê ek is die verkeerde een, ek is die een wat hulle harass. Come on. Ja, want hulle storie begin in 2022. Hulle storie begin in 2022. Na hulle kakstories gaan praat het wat tot haar arrest gelei het. Terwyl in Leonie se geval is daar 'n history van 2 jaar voor dit wat plaasgevind het wat hulle probeer whitewash. Ja. En die lang en die kort is net in daai 2 jaar het Leonie regsaake teen Hannes gewen, ten spyte daarvan dat hy en sy 2 prokureurs hulle bes te probeer het om dit te stop. En sy was besig om arrestbevele teen hom uit te voer. Wat heel waarskynlik die hele storie getrigger het wat daarna gekom het. Ja nee, ek is nie een wat hom harass nie. Mense moet dit baie mooi verstaan. Ja, Here, wie wil so siek fucking ding in jou lewe hê? En die ander ding is ook, nee, hy vertel vir almal en hy bring mense in die moeilikheid hiermee. Hy vertel vir almal 'n harassment saak of 'n protection order is 'n tweesnydende swaard. Dit is nie. Ja, jy gaan nou jou bevel betree as jy iets van hom sê. Ja. Dat jy bevel die Leonie. Ja. So ek mag nou nie sê as hy nou my harass en vieslike goed van my sê nie, ek mag dit nie sê nie. Come on. Dis nie 'n tweesnydende swaard nie. Mense moet dit baie mooi verstaan, want ons het actually nou met 'n geval gesit wat 'n vrou gedink het 'n harassment order is 'n tweesnydende swaard en sy het in die moeilikheid gekom daaroor. So, moenie hierdie man glo nie, hy weet nie waarvan hy praat nie. Okay. Waar's Potty? Potty, Kan ek julle almal kan ek julle almal ook vra wat so lank hier in is om die live te share asseblief? Laat ons net gehou. Presies, Tasha, mens voel dadelik aan, jy daai 6ste sintuig en jy voel aan as daar gevaar is. Dankie Lenet vir die repost en share. Want hierdie man kom ook en hy's mos nou so groot bek om te sê ja, nee, ons wil hom laat vermoor. En ek meen hy share daai carte blanche video laat die bessies bewe. Ja. Carte blanche al die video self van hulle hoof Nee. verwyder het. Maar okay, nee, maar wat ek wil sê is hy sê ons wil hom vermoor het. Which is not the case. Ek gaan vanaand vir julle lees wat hierdie man self geskryf het wat hy met skalk wou gedoen het. Dan kan julle sien hoe siek is hierdie man. Dit is en hierdie is regtig nie vir sensitiewe kykers nie. So as julle maklik dan weet ontstel raak, moet dan nie kyk nie. Want dit is Ja, dit is siek. Want kyk, 'n ander ding ook is, kyk, meeste mense weet ek en Lindy Lou sit nie om myself te vier nie, maar ek het nie eintlik regtig 'n issue met haar nie. Kyk, dit is nou maar net as gevolg van omdat sy 'n vriende was met Abby. Okay. Nou, ek sien Hannes Lottering is vriende met Lindy en ek wil haar graag waarsku teen hierdie man. Kyk, sy het laas gesê ek het 'n boodskap vir haar gestuur om haar en Abby te mekaar op te maak, which was it wasn't the case. Okay. Maar
met Hannes Lottering, ek sal almal waarsku teen hom, want hy is 'n vieslike, vuil ding. En dit sê ek regtig, hierdie is 'n vieslike siek man. So, Lindy Lou, ek hoop jy hoor hierdie. Ek wil jou waarsku teen hierdie man, pas op vir hom. Asseblief. Ja, die enigste rede hoekom hy nou saam met Lindy wil chommy is omdat Abby geen doel meer vir hom het nie. Hy het tyd vir Abby in die vuurlinie ingestuur. Ek het destyds vir haar gesê, Abby, Hannes Lottering misbruik jou en wanneer hy klaar jou misbruik het en jy het nie meer waarde vir hom nie, gaan hy net hier voor vir jou diskaar, soos 'n ou lappoppie. And what happened yesterday? Nou wat Abby op 'n punt is waar sy heeltemal gekrak het, sy is op 'n punt waar sy ek kan nie sien dat sy gaan terugkom in haar beroep en haar lewe nie. Is Hannes toe baie vinnig om haar onder die bus te gooi. En wat die groot ironie is, die laaste keer wat Hannes in die selle gesit het, toe Amanda hom laat arresteer het. Wie was dit wat prokureur vir hom gereël het en wie was dit wat vir hom so vir hom gereël het? Dit was Abby. Yep. Dit was Abby gewees, was niemand anders nie. En deurgangs was dit Abby gewees wat vir Hannes uit die tronk gehou het. Let's be honest about it, niemand anders nie. Abby is lekker gebruik en sy besef dit nou. Ag nee, wat? Waaroor gaan alles nou weer? Leonie gaan Hannes Lottering se goed bietjie greenscreen hierso en om te wys wat hy alles van haar sê, veral van haar, sodat die mense kan verstaan. Hier's byvoorbeeld mense in die laai wat nog nie van dit gehoor het nie. En ons wil net ook vir hulle wys, want hulle dink 'n mens gaan verniet aan oor 'n storie en jy het nou net ingezoom op Hannes, maar hulle ken nie regtig vir hom nie. En 'n party val vir sy storieetjies en ek dink dis hoogtyd dat ons dit regstel. Ja, nee, Jessie, sy moet net daar op die Hannes GBV Lottering blok gaan kyk wat ek oor hom gemaak het destyds. Jesus, daai ding het van die vieslikste goed op aarde op wat hy kwyt geraak het. Ja, ek wil net ook hier vir die mense hierso sê, onthou net Abby en Hannes is aan mekaar verbind. Nee, Leonie, hy was al prokureur op 'n stadium. So, maar dit gaan vanaand oor dit, jy weet. Sy is 'n prokureur was nie, Nina, maar Sy was nooit op rekord vir Hannes gewees nie. Maar haar verhouding met Hannes is baie oud. Inteendeel, as die COVID-19 het, daar rondom 2019 het, Hannes die eerste keer vir haar en haar destydse baas in die Erasmus aangewend. Dit is bereik. En sy vrou oorlog teen ons te voer. En ek het dit vir hulle gesê. skalk raak nou bietjie weg. jy raak bietjie weg. Julle word Ja, hy is 'n bietjie sag. En hulle wou nie na my luister nie. So ja, dis Ja, wat gebeur het? Hierdie hele ding met Abby en die prokureursklub. Nou, daai dokumente wat sy moes gaan aflewer het. Waar het hulle daai adres gekry? By Hannes Lottering. Daai tyd. So hulle is al lankal chommies. So en Hannes het dit nog erken ook. Hy het ek het iewers 'n screenshot van dit waar hy sê hy het my adres wat ek daai tyd het ek nog ek is Kaap net gedate. Ons was nie getroud nie. So hy het nie veronderstel om my adres te hê nie en nog minder dit uit te gee. Toe gee hy dit vir die Erasmus. En ja, die res is history. Ek begin nou maar met Ons gaan maar begin. Okay. Mense, hierdie wat ek nou mee gaan begin is waar Hannes nou gesê het hoe hy sy dalk wil vermoor. Okay? Dit is morsig. So asseblief, mense wat nie so goed like nie, Dis nou vir julle 'n trigger warning. Ja, trigger warning, daar zijn. Okay, so laat ek begin, laat ek gaan kan greenscreen. Hoop ek het reg. Kom eens kyk. Ja, wag. Welkom aan almal wat nou in die live inkom. Goed, kom ons kyk gou. Goed. Laat ek vir julle daar lees. Ja, jy kan nog nie. Ja, dis hy. Hy sê verskoon wat ek nou gaan sê.
En as jy van die sagter oortuiging is dit nou die tyd om verby te skraal. Maar Voor jy voortgaan, okay, ek het nie presies wat jy voor toe sê bewys nie. Lea, nie wys actually bewysstukke. Hulle sal sien daaronder is 'n hofsaak. Dit was bewysstukke in die saak wat sy destyds teen Hannes Lottering gewen het. So hierdie goed is reeds deur 'n hof geverifieer en aanvaar as bewysstukke. So Hannes kan nie later kom en sê dis nou sommer goedjies wat ons self uitgedink het nie. Right, gaan voort, skies nog. Okay. Hy sê okay en ja, julle moet nou maar verskoon, ek gaan dit lees soos dit is. Maar daar is een fokker in die lewe met wie ek 'n onafwendbare afspraak het vir 'n lang naweek. En voor ek my oogies finaal toemaak, gaan ek my lang naweek met hom kry. Jy kan dit bank toe vat. Ek wil die fokker in 'n leë pakhuis nakend op 'n stoel vasmaak en sy fucking tong uitsny en later in my yskas bære. Dan wil ek met 'n oksie asteleen, 'n blou torch, sy ledemate een vir een afbrand. Goed, dis wat daar staan. Okay, en die datum daarvan, julle sal dit sien op die hofchap is 2021. Dis meer as 'n jaar of omtrent 'n jaar voor die volgende saak wat hulle ons laat arresteer het. Okay, dan die opvolgende enetjie laat ek Lottering met skalk wil doen. Okay, laat ek net gou gaan by daai enetjie uitkom. Hallo Didi, welkom Johan, Lizzie, welkom almal wat nuut is, Wanda. Okay. Ons sê maar net, hier is trigger warning, hier is lelike goeders, dis nie nice goeders nie, so as julle nie van sulke goed hou nie, skraal maar verby. Okay, ek lees verder. Hy sê en dan, ek wil die fokker in 'n leë pakhuis nakend op 'n stoel vasmaak. Okay, dit is wat ek nou klaar gelees het. Okay, laat ek net gesien. Okay, en die leë pakhuis is sodat die fok na hartelus kan skree sonder 'n tong. Die rede waarom ek sy ledemate wil afbrand, is om te verhoed dat hy homself uitbloei. As al sy ledemate afgebrand is, wil ek sy hart deur sy pens uitsny en vir hom voer terwyl hy nog lewe. Ek het 'n lang naweek nodig. Goed. Imagine, iemand sê dit van jou. Okay. Daar kan mense nou nie mooi sien, jy het net gesien wat sienetjie is daai, laat ek net daar gou uitkom. Okay. Daar sê hy, Lounsie is soos 'n kind met 'n nuwe toy. Sy vergeet skynbaar dat met die dossier se disclosure alles aangestuur is. Insluitende die afskrif van die hofbevel wat nooit op my beteken is nie. So sê hy. Okay. Nou ek wil nou net hier bylas. Hannes was daai dag wat die permanente hofbevel uitgereik is, was hy by die hof saam met sy 2 prokureurs. Die hou nie jy raak weg. Ai tog nie. Ek weet nie hoekom doen hierdie foon dit nou net vir my so 'n bietjie aan. Okay. Goed. Is dit nou beter? Kan julle my hoor? Daar sê. Jos, hoor jou? Goed. Wat ek net wil sê is, daai dag was Hannes saam met sy 2 prokureurs by die hof gewees. Hulle was in by die magistraat en dit is aan hom geoorhandig. Ons weet dit vir 'n feit. Hy sê dit is nie, maar hy lieg. Okay. Okay, nou wil ek net sê, nou Hannes vang homself nou uit met die storie. Want aan die een kant sê hy nee, die bevel is nog nooit op hom beteken nie. Dan sê hy aan die ander kant, ons het die hof gebraai en hulle was besig met 'n tersydestelling aansoek teen die uitspraak, teen die bevel. Ja, en hoe kan jy dit tersyde stel? Ja, exactly. As jy in die eerste plek die bevel het nie, hoe kan jy nou besig wees met 'n aansoek vir tersydestelling? Wat natuurlik ook nog nooit gebeur het nie. Hy toe sy prokureur selfs ook toe nou 'n regsmetoorde teen hom gekry. Okay, en dan skryf hy verder, is daar iemand hier wat vir Lounsie in eenvoudige taal kan verduidelik wat dit beteken as 'n hofbevel nie op jou betekenis nie? Ek sukkel met kleutertaal. Eintlik sukkel ek om vir 'n kleuter te regs begrippe te verduidelik. Okay, dit is hoe hy my nou sleg sê en hoe hy my afbreek. Hier is nou nog niks. Okay. Kom ons gaan aan. Okay, ek gaan net by daai enetjie uitkom. Okay, hierso sê hy die ironie hiervan is tot tyd en wyl die hofbevel nie op my betekenis nie, sy my tuister met haar video's. Sodra die hofbevel op my betekenis, dan is hy eers van krag. Ja, Hannes.
Dan bly ek stil oor Lounsie, die wat analfabetiese moroon. Die verdere ironie is dat solank sy video's oor my maak, kan ek na hartelus oor haar praat. Toe nie, Hannes, toe nie. Next. Kyk, ek gaan daar uitkom. Okay. Hierso sê hy, dit is, laat ek net gaan gesien, ek weet nie of hierdie in tydperk was met Mike Bolhuis nie. Nou seker nie. Hoor julle my nog? Ons hoor jou goed, ja? Hallo? Ek hoor jou, Leonie. Alright. Maak het teken dat ek nou nie stil staan nie. Okay. Hy sê hierso, jou slap gewrig regimentjies teenoor my is en dit, slap gewrig regimentjies. Ek is untouchable en jy weet dit. As ek jy is bly ek in my baan. Beïndruk vir Leonie, jy het met Skalk gepraat, ek my glad nie. Goed, so Hannes sê hy is untouchable. Daar het jy weggeraak. Okay. Ons net sien wat dit daai. Ek weet nie hoekom wil hy hom nie so mooi wys nie. Hy sny van hom af. I don't know why. Maar dit is nou regtig te sleg. Laat net sien. Ja, maar jy kan vir ons dit lees. Ja. Okay, hy sê hierso, Leonie, ek het regtig nie 'n probleem met die video's wat jy maak nie. Ek lag net so hardop soos die volgende ou. Maak nog. Hierso, okay, nie wag, hierdie enetjie het afgesny, want dit is nou wat hy nog ietsie sê. Maar okay. Ek gaan uitgaan hierso, ek gaan weer my gewone enetjie aansit. Dan gaan ek vir julle lees wat ek hier het. Hou net so bietjie. Ek net gou weer teruggaan. Okay. Kom ons kyk. Alright. Net hier 'n bietjie regstel. Alright. Ja, dit gaan beter werk. Is asseblief neem mooi screenshots van wat Hannes sê, nou kan julle dit weer 'n keer gaan post op julle groep. Ja, nee, kyk, ek het al die screenshots hierso en dit is flippin baie en dit neem my foon oor regtig. Dit is nie goed wat ek op my foon wil hê nie. Okay, hierso sê hy. Hy noem my ook mos Lola. Hy sê my Lola, is jy into BDSM? Spesifiek strangling. Lyk of Skalla jou goed aan die keel gegryp het. Ek hoor wat jy van jou lippe sê, Maui. Ek dink nou net so by myself dat Skalla eerder die lippe se geld op jou hare moes spandeer het. Daai industrial peroxide het jou hare instantly in veldgras verander. Dit is toe ek my hare nou blond gemaak het op 'n stadium. Okay, dit is toe nou wat hy vir my gesê het. Ek wil jou net gou onderbreek. Die storie van Lola gaan oor een of ander prostituut. Hy het gesê hy toe hy jong was, een of ander prostituut in 'n steegie bygekom. Onthou jy die siek vrot storie? Nee. Kan jy nie meer onthou nie. Een of ander prostituut wat hy dan blykbaar in 'n stadsteegie sou bygekom het en haar naam was Lola en Leonie herinner hom aan die Lola. Okay, Maar wat? Dis net af. Okay, dan sê hy, ek neem aan jou rate per uur het nou halveer. Tensy jy blowjobs gee. Met daai lippe kan jy 'n Mercedes-Benz trok se pistons deur sy exhaust uitsuig. Ja. Okay. Ja, is erg. Okay. En daar is die screenshot of ja, so. Okay. Dan die volgende enetjie wat ek net gou gesien hierso. Hy sê ek het regtig nie 'n probleem met die video's wat jy maak nie. Ek lag net so hardop soos die volgende ou. Maak nog. Wat ek jou wel kan sê is Baie dat ons siek, Charles, dis regtig flippend siek. ja, is dat ons sal moet wag vir die 4 myneetklagtes wat ek teen jou maak sodat ons almal kan hoor wie lieg hierso. Myneet. Daar was geen myneetklagtes van 'n dag oud Nee. plek gemaak nie. Okay. So hierdie is nou net gou gemaak vir Baba Bang. Okay. Dan sê hy ek steur myself nie aan jou tuisterbevel nie. Omdat dit leuns is en omdat dit op 'n onbehoorlike wyse verkry is. Punt.
Oor regtig? Ja, toe het sy storie nou verander. Toe sit dit nie meer, dis nooit op hom beteken nie. Toe het sy dit nou wat onwettig bekom. Ja, Want anders ja, sê op 'n sy die snaakse land- manier. Sy het nou die landros omgekoop. Hy sê, gaan sê vir die landros en die SAPS, ek sê so. En terwyl jy daar is, sê sommer vir hulle, ek sal hulle almal kom moer ook. Daar, kyk. Ek net gou gesien hierdie enetjie. Kyk, daai enetjie het ek nou Nee, wat gesê. Charles, geen mens weet hoekom los hulle haar nie uit nie. Hulle hou nou al 3 jaar of 4 jaar aan. Ja, julle dit- moet dit- julle van moet onthou 2020. julle kan hierso bybring terwyl julle nou by is wat hy die landroste en goed so wat jy nou daarvan praat, laat die aanklaer in julle saak het al baie die ondersoekbeampte Hannes opdrag gegee om poste van haar en wat hy kwyt geraak het oor die hof af te haal op Facebook net. Daar het hy lelik sy gat gesien. Dis hoekom ek nou die dag gesê het, ek wonder wat gaan hy maak as hy in hy hierdie hofsaak gedagvaar moet word en hy moet tussen daai mense inloop. Dit gaan nie baie nice vir hom wees nie. Ja. Potjie is heeltemal reg. So wat hy gedoen het is aanvanklik het hy toe gesê die landros in ons saak. Die landros is nou saam met my vrye messelaar en dit is hoekom ons nou kamstig alles reg kry voor die landros wat ons nou wil hê moet reg gekry word. Okay. Nou net vir die rekord, ek is nie 'n vrye messelaar nie en ek ken nie eens die landros. Ek het nooit in my lewe Pretoria Noord aangekla nie. Ek het nooit gewerk, ek ken die landros van die dag nie. Toe het hy volgende baie lang storie gehad van hoe ons dan nou saam sou gespan het saam met die aanklaer en hy het daar basies ook seksueel getuister en vieslike goed van haar gesê, soveel so dat die ondersoekbeampte hom toe amptelik gaan berisp het en vir hom gesê het hy moet die stront afval van Facebook af. En toe gaan hy agter die ondersoekbeampte. Die hele storie van die ondersoekbeampte se dogter wat oorlede was en toe bespot hy die man se dogter wat oorlede is. En toe sê hy al los. Toe van daar af het die ondersoekbeampte net eenvoudig hy wou niks verder met anders te maak gehad het nie. En ja, ek kry die aanklaer het ook net eenvoudig gestreepie getrek en nie verder nie. Ons kan net pas van met die rest. Okay, nou maar ek moet sê ek het nou al die permanente harassment order het ek in 2022 teen Hannes gekry. En tot vandag toe nog vee hy sy gat af daarin. En die polisie doen net mooi niks. Dit is hoekom ek platform toe gekom het. Wel, hy was een keer gearresteer. Hy het lekker vir 'n naweek in die hof gesit en daai saak het vir 'n paar verskynings geloop. En toe kom hulle met die storie, hy is opgeneem in witness protection, wat 'n absolute leuen was, witness protection. En toe word self voorlopig van die rol verwyder en ongelukkig is dit net nooit weer teruggesit. En omdat dit nie teruggesit is nie, kyk die polisieman wat hy toe nou aangekla het vir assault, valslik beskuldig het, hy het toe nou so groot skrik gevang dat die ou net nooit weer iets staan gedoen het nie. So, dit is nou waarmee ons sit. Okay, dan die volgende enetjie. Hierdie enetjie is ja, is nie nice nie. Okay. Hy sê Skalla, ek dink daai hoer van jou sal bly wees as iemand haar sexually wil assault. Somehow dink ek nie jy maak juis 'n diep indruk daar nie. Ek reken sy reken jy is 'n wie uit. Het jy haar nie al gehoor skree, hy is weer uit nie. Kyk of jy 'n blou pandoer kan kry om my te kom arresteer waar ek is. Hoekom dink jy praat ek nou oor die dinge? Eenvoudig omdat julle crooked regstelsel geen jurisdiksie hier het nie. Dit is nou in Parys. En niemand op aarde gaan 'n uitleweringsooreenkoms begin vir 'n tuisterklag nie. Daar's daai enetjie. Ek wys dit maar net om te sê ek het dit. So Jy sal anyway nie sulke goeds van jouself opmaak nie. nee, dit is Ja. siek. Ek kan nie eens daaraan dink nie. Siek. Ja. Net gou. En hierso sê hy, wees verseker dat ek nog by almal van julle wat tuisterbevele teen my gekry het gaan uitkom. Elke een, no fucks given. Ja, want daar was 6 bevele op 'n stadium, 6 vroue wat bevele teen hom gehad. Ja. En nou kyk, hulle doel met ons is nog die hele tyd om ons reputasieskade aan te doen. Om ons menswees af te breek, om ons inkomstestrome af te sny.
al daai lekker dinge. En hier sê hy dit. Hy sê en natuurlik sal hy met hierdie ongegronde beweringe vorendag kom, want ek maak sy beeld eina deur die waarheid van hom te pos. Nou ons weet dis nie die waarheid nie, dis klomp kak. Okay. Verder bedryf ek sy bron van inkomste omdat ek mense sê dat hy besig is om hulle te scam vir donasies. Nou Erna, hier kan jy ook nou sê, jy weet, ons het nog nooit iemand gescam nie. Ja, gescam vir donasies. Nog nooit. Wat beteken dat ewen? Ja, ek weet nie eens wat beteken dit nie. Nou kyk, ons het nog altyd net mense gehelp. Ons het niemand gescam nie, maar hulle hou aan met hierdie freaking storie. Dit het ons begin by COVID, oor die R850 laat ons nou iemand gescam of mense gescam het, which is not the case. En Erna, jy kan getuig. Ja, never, niks. En toe kom hulle en dis nou na ons arrestasie. Toe het Louis ons mos gehelp. Nou kyk, ons het nie regtig geweet wie Louis was op daai stadium nie. Ons het nie regtig geweet wat hy doen nie. Nou, Skalk was ongelooflik siek geweest. En Ja, julle het, ekskuus, kyk, Donovan, wat het hulle gedoen? Wil jy in die boksie klim en kom sê, wat het hulle gedoen? Wat het hulle gescam? Wie sê jy? Ja, laat hom klim. laat hy klim. Kom Donovan, mens sê nie sulke goed net agter 'n tikmasjien nie. Jy kom face to face, ek gaan vir jou 'n invite stuur hierso. Want die ding is net, daar het proof of payments deurgekom en daar was geen reference nommer nie. Daar was nie so 'n nommer wat ons kon skakel nie. Toe het Skalk 7 keer Facebook toe gegaan. 7 keer gepost. As daar enige iemand is wat nog nie service gekry het nie, wat nog nie geskakel is nie, asseblief laat weet ons. 7 keer. So, mense kan nie sê, ons het hulle nie gekontak nie. So, Ja, goed, dit was die absolute minimum geweest. Ons het letterlik 1000de mense gehad. So as daar dan nou 'n scamming van 1000de mense was, dan sou ek met my gat in die tronk gesit het. That's it. ja. Ek gaan hierdie dude klim. Kom Donovan, kom pad toe. Wil hy pad toe kom? Lyk my Donovan het uitgespring. Okay, dan gaan ek aan. Goed, hierso sê Hannes Lottering, wees verseker dat, okay, dit is nou waar hy gesê het, hy gaan by almal uitkom. Hierso sê hy, van die inkomste, hulle het net gou gesien, dis nou die donasies, ons nou klaar daai gehanteer, alright. Dan sê hy, Skala, hou aan nonsens praat, van môre af pos ek alles. Hy sê, as ek met jou klaar is, gaan niemand eers met 'n geleende Eskom teerpaal aan jou en jou prostituut vrou wil raak nie. Nou ja, weer eens, ek was nog nooit in my lewe prostituut nie, ek was nog nooit in my lewe 'n stripper nie, ek was nog nooit enige van hierdie goed wat hy my uitmaak nie. Maar hy sê dis die waarheid. Ek het al 'n keer vir Hannes gesê, bring die bewyse. Want ek weet daar is nie. Hy het ook mos, hallo Katas. Hy het ook mos gesê ek was 'n pornografie actress. Ja, kinderpornografie actress. Hy het gesê 2001, nou 2001 was ek standaard 9, okay? Come on. Ek sou mos geweet het as ek nou so 'n actress was. Come on, ek was nie. Ek wat sê jou man jou ouma gesê? Wat sê jou ouma gesê? Ja, ou, maar dis so- Ek weet nie wat om te sê nie. Dit is dus ek het nie die shit gedoen nie. So ek weet nie waar kom hy daar nie. Maar in elk geval, dit Ja, ou kan jy so 'n nice shout-out gee vir die haatgroepie. En sê great julle, geluk julle. Dis die ou wat julle volg wat oor GBV wil praat. Presies. Haai regte Wayne, verspoedig in die bejaar vir jou. Dankie hoor. Wayne. Dankie, ja, dieselfde. Ek wil hê. En Wayne, jy sit ook baie keer in Lindy se boksie. As jy asseblief net vir haar kan oordra. Hierdie Hannes Lottering, wat 'n vuil goed siek gemors hy is. Ek wil regtig, weet jy wat? Sy het laas gesê ek wil haar en Abby te mekaar opmaak en dit was nie so nie. Ek wou net met haar gepraat het oor sy my geblok het uit 'n live uit. Okay. Maar ek wil haar waarsku teen Hannes Lottering. Want hy's 'n siek gemors en hy sit in haar comments. Hy's vriende met haar. Sy moet pas op vir hierdie man, hy's gevaarlik en hy's siek. Anycase. Kom ons gaan aan. Ek het net gou gesien wat is nou die volgende.
Nou gaan my foon eers uit. Wat? Nee, nou is die Spotty wat sy klank afgesit het. Nee, ek sal vir jou sê as ek dit kan sien nie. Okay. Okay, dan is die Okay, lyk my dit is vir nou vir vanaand eers klaar die screenshots. Nou kyk hierdie het ek net gou kyk of ek hierdie kan speel. Ek kan, okay. Nou ek sal net dan die mirror ding moet aansit. Ekskuus, ek gaan nou verder praat dat ek net gou hierso sien die okay, daar's okay. Toe Hannes daai wat is dit ondersoekbeampte aangegee het vir assault wat hy hom valslik aangekla het. Toe het hy homself met 'n lepeltjie het hy homself gaan slaan. En toe het hy gesê dit was die polisieman wat hom so beseer het. Ja, grootste klomp kak. Okay. Nou ek het hierso 'n video waar dit nou alles bewys word en ek dink actually Potty jy het hierdie video gemaak. Ek dink so. Dis op Potty se blogspot ook. Ja, so credits aan Potty hierso. Nou ek gaan kyk, laat ons gou sien of ek hom nou kan speel. Ek wil net die mirror image nou reg en ek wil nou nie die freaking lig in dit hê nie. Kom ons kyk gou-gou. Ag maar maak ook net seker. Ja, so ek gaan werk so. Annie, dis een kliënt wat ek vir hom gekoop het. Nou om daai merke daar te kry, moes sy knoop oopgeskeer gewees het. Verstaan jy? So of hy dit met sy vingers, ek het gesien toe hy krap. En of hy oor het gegaan het met die lepel. Ek meen, Msongo het nie sy hemp oopgemaak nie. Hy het net die telefoon uit sy sak uitgehaal. Okay. So, ja, ek meen, kyk hoe hou hy sy hemp, hoeveel knoop het hy daar losgemaak. Ja man, ek wil mos sien. Verstaan jy? Ja, ek gaan sommer nou vir Colin bel, want toe ek hom gebel het, om vir hom te sê, toe ek Msongo se harassmentbevel, wat glad nie regtig daar moes gewees het nie, want jy weet en ek weet, jy het jouself met die fucking lepeltjie gebliksem, nie, en jouself gekrap, het ek daai ding gedoen, en toe ek vir Colin bel, toe sê hy daar, want Colin weet ook, ek sê sal ek wil. Goed, lyk vir my Oh my word. Dis Imagine jy slat jouself met 'n teelepel tot jy so lyk. En dis waar, dit kan gebeur. Arno, jy het bietjie gehaak nou. Ja, maar nie wat O. Ek wil gou van die persone wys wie daar gesels met mekaar. Ek sien foto's van hulle maar ek is aan die rondjies aan dit. Ja, ek gaan dit doen. Nee, my airtime is nie klaar nie, Frikkie, ek is op wifi. Weet jy hoekom het hy gehaak nie? En sy sit ook nie voor Absa nie. Nee, ek sit ook nie voor Absa nie, ek is so in my huis. Nee, Ja, want daar's ek het eintlik net Ja, Arno? Ek het eintlik net gesê want net nou die dag het my man 'n krat gedra in die huis en dit het so teen sy arm geskuur en dis die bloed so onder die vel. So jy kan dit maklik vir jouself maak. En Ja. daai vrou het gesien hy het dit gedoen, nê? Maar dit was sy met girlfriends. Ja, My want kom ons die een vrou het met die voorstel gekom en gesê dit is wat hy moet doen. En die ander vrou was die witness tot dit. So ek wil nie name noem nou hierson nie. Ja. Ja. Ek sal die volgende doen. Ek sal môre die Hannes foto vir julle op my TikTok sit. Nou okay, môre aand toe net so na 12. Dan gaan ons weer aangaan met Hannes. Dan gaan ons van Skalk se profiel af. En dan wys ons vir julle nog want daar is 'n shitload om vir julle te wys. So ek wil vir mense wys wie is hierdie man? Want hy is mos nou groot bekkie so. Hy het mos nou gedink 'n lekker platform hierdie. Ja, Hannes, dis 'n lekker platform hierdie. Kry vir jou. Wil jy nog voorbeeld lees van die siekte wat in jou gesit? Ja, van daai pan uit lekker goeders. Ja, ek weet Dis Ja. vreeslik. Wat nou een van die redes kry met Ek wil net gou verdruk. Dragon praat op die hoekie want hy mas nie vrek.
Dis haar man, hulle is in die episode, so kom hy daar om die hoekie praat. Hy kan homself wys as jy hom wil sien. Ja, ek voel hom reg goed aan. Julle daar Busberaad, wat? Busberaad nee, dit werk nie. Bosberaad. Ja, seker bosberaad. Dat is net 'n typo. Dis 'n goeie plan om 'n bosberaad te leer, dit is so goed wat kom doen. Nee, kyk, As jy kan lees en pos, kan jy dis die actual video. ek sien. Jy moet Nou, wat is hierdie nou? Okay, skryf net op. Maak. Okay. Dis hy. Okay. Okay, hierdie goeders is siek mense, hoor. Hierso, okay, kan julle my mooi hoor? Hak ek nie. Nee, jy is mooi by my. Alright, ek dink dit is net Arna, jy haak so nou en dan bietjie. So ek weet nou nie. Ja, ek gaan aan. Okay. Okay, hierso sê hy. Ek het vandag na van hierdie live, hierdie heavy content creators geluister. Ek dink as 'n TikTok is overused hoor, want hulle het net so gekla oor 'n gehakkery. Okay. Nee, maar dan is dit fyn. Okay, ek gaan hierso lees en hierdie Potty, hierdie kom van jou blog af. So ook credits aan Potty hierso. Ons moet op 'n manier kyk of ons hierdie blokadres môre aand kan opsit. Ja. Okay, ons sal dan Dit kom in die comments, Potty. Ek kan jou in die comments kan tik. Ek het al probeer, ek kry dit nie in nie. Is dit? Okay. Ons sal 'n plan Maar maak. dis eenvoudig, nee. Ek het mos 'n nuwe site geregistreer, so almal die ouens moet intik is skandaal. SKANDAAL skandaal.co.za. Daar's van daar af is die links na elke een van hierdie mense toe. Ja. Dan gaan hulle mos net met die drop-down menu. Hulle klik net op 'n fotootjie wat hulle wil sien en voilà. Okay, wonderlik. Nou okay, ek gaan Laat ek dit nou getik julle. Hy? Skandaal.co.za. Ek het dit getik daarso. Yes, okay. Dis nou nie 'n link daai nie, maar dat julle nou net sien hoe tik dit net so. Yes. Okay, hi Wes. Ek sien hy's ook in die Hallo Wes. Seneta, Dan- mens kan ongelukkig nie pin in 'n live met klomp mense nie. Jy kan net pin as daar een mens is. Okay. Ek gaan nie Is jy alles ou wel nie, vanaand sorry? lees nie. Nee, is reg. Ek gaan nie alles lees nie want ek wil nog 'n bietjie los vir môre aand ook. So, maar ja, hierdie man is siek, man. Okay, ek gaan hierdie enetjie lees. Hannes sê hierso. Ek sal dit sagter stel. 'n Sekere regsgeleerde, dis nou Skalk, het 'n dame van die nag getrou wat gunsies en gawes vir bruin, Indiër en swartes gedoen het teen betaling. Sy het hierdie gunsies en gawes vir die mans gedoen vanaf haar tienerjare. Toe nie, maar okay, kom ons gaan aan. Hy sê, sy het ook op 'n stadium by Nigeriërs op 'n klein hoewe gewoon en saam met genoemde Nigeriërs geslaap vir dwelms as betaling. Sy was ook al by meer as een geleentheid by okay. Ek gaan nie daai lou lees nie. Ek net gou gesien hierso. Dan En sê ek hy, kan vir julle sê dat Leonie het by haar ouma gebly, want sy het daar opgepas. Dis Yes. waar Leonie gebly het. ek was haar caretaker vir jare. So ja, ek het by my ouma gebly. Ek is skaam om dit te sê nie. En ja, net so by the way, dit is hierdie ouma van my wat ek verloor het as gevolg van hierdie klomp fokkers. Want die stres was net te veel vir haar. En na ons arrestasie, toe ons gearresteer is, ons was 8 dae in die tronk gewees. En die stres was vir my ouma net te veel, want ek meen ek was haar caretaker en die ding is net, ek en my ouma was verskriklik close gewees. So dit was vir haar net te veel. Toe ek terugkom, toe is my ouma reeds siek. Sy het binne en buite in haar mond, het sy wat noem mense dit, koorsblare gehad. En sy het reeds begin agteruit gaan. En 2 maande na dit, toe sy oorlede. So, en dan wil hierdie mense kom en sê, nee, ons het teruggekom en ons het haar, wat is dit? COVID gegee. COVID. Ja.
dis soos rarig, want hulle kan net nie erken dat hulle verantwoordelik is vir hierdie nie, want as hulle nie met hierdie klomp, ek proef vanaand lelik, sorry, as hulle met hierdie klomp kak gekom het, en hierdie conspiracy to commit murder ding begin het nie, en as ons nie opgesluit was nie, sou my ouma vandag nog gelewe het. Dit is as gevolg van dit. So, hulle wat nou wil sê, ek het my ouma siek gemaak, of ons het my ouma siek gemaak, julle. Okay. Dan sê, okay, die laaste wat hy nou net ook hierso sê, is, haar metgesel, dis nou skalk, lek nou vrotpanne uit. Waar hy nou van my praat. Ouma hoort. Lees nog so 2 vriendjies, daar's plenty. Okay. Ek net gou sien hierso. Dan net verder gaan. Ja, want sorry, dis nou 'n video. Hierdie video is ook op Skalk se blad op TikTok. Kan jy daai is bietjie rassisties, ek gaan dit nie lees nie. Lees dit. Okay. Ek wil hê mense moet weet met wat se fucking monster ons te maak het. Okay, want ek meen dit is nie ek wat dit nou sê nie. Dis Hannes wat dit gesê het. Hy sê hierso fok jou, dan sal hy nou doodgekrap. Dan staan daar en die ousie wat jou met suurpap uit die drein gelok het. Alright. Dan sê hy jy het 'n hoer getrou met 'n brein so groot soos 'n gooseberry en okay, wag, dan net bietjie verder aangaan, maar ons het geskryf oor ja, okay. En sy het 'n wannabe prokureur. Ons almal weet Skalk was en is nie 'n prokureur nie. Okay, I'll leave it there. 'n bottom feeding grifter en 'n deadbeat dad en man getrou. Julle verdien mekaar, julle is ewe vrot. Okay, dis gaan verder sien. My Jolande, die live gaan oor Hannes Lottering. Dis goed goed. Dat die mense weet wat 'n siek fucking gemors Hannes Lottering is. Dis wat hy van hierdie vrou wat julle voor julle sien. Dis wat hierdie siek fok van hierdie vrou sê. Okay. Ja. Ek het gehoor dat wanneer sy 'n nuwe boyfriend soek, sy by 'n klap se mans toilet ingaan en almal daar binne toets deur seks met almal te hê en dan kies sy die ou wat haar die beste spyker. Duidelik het sy jou nie gekies vir jou katotter nie. Die storie dat sy by Nigeriërs op 'n plot gewoon en saam met hulle geslaap het, is skynbaar ook nie net 'n storie nie. Jy het regtig 'n louklas hoer daarbeet. Okay. Dan stop jy. Dan sal ons vir die mense môre aand nog so 'n paar kies van dit. En ek sal dit lees as dit nodig is. Jolande, wat is reg? Wat is mos reg? Wat bedoel jy? Is dit reg wat Hannes sê? Ja, Sanetta, jy is reg. Hy is walglik om so van my te praat. Want hierdie is nie die waarheid nie. Ek het nog nooit in my lewe sulke goed gedoen nie. As hy sê om die beste een te kies. Verstaan nie. Ag nee, dis weer een of ander baie siek. Kan jy maar fucking bottom feeder. Wat sulke goed sal sê. 'n Vrou sê dit nou van 'n vrou, is ek reg as ek dit sê? Ja, maar ek verstaan nie mooi nie, so dit is ja. Wys hy sê nee, wag, hy sê ek maak die gesprek ligter. Ou kan jy dis cool. Nee, daar's niks lig te maak in hierdie gesprek nie. Kyk, ja, hierdie gesprek is nie lig nie. Dit kan nie lig gemaak word nie. Ja, so nee, maar dit's okay. Ons wil net vir mense uitwys wat 'n siek mens hierdie Hannes Lottering is. Want hy maak homself uit. Ja? Erna? Omdat jy sê dit gaan te lank aan. Nee, dit gaan nie te lank aan nie, want dit gaan van erg na erger. Dit is die live, dit is hoekom ons die live hou, om hierdie man te wys wat hy is en wat hy sê van hierdie vrou wat julle langs my sien. Dit is skandalig wat hy sê. En die ding is net, hy sê dis alles die waarheid. Dit is nie die waarheid nie. My hel, ek weet mos nou wat ek gedoen het in my lewe en wat nie. So, ek was nie 'n prostituut nie. Ek het nie saam met Nigeriërs gebly nie. Ek het nie gestrip nie. Ek het nie hierdie goed gedoen nie. So, om my daarvan te beskuldig,
rarig, dit is nie aan nie. En die ding hoekom ek hier sit vanaand, die ding hoekom ek na hierdie platform toe gekom het, is omdat die polisie my nie wil help nie. So iewers moet ek dit uitkry. Want die ander ding is ook wat Hannes doen. En Lindy, hier moet jy ook luister asseblief. Wat hy doen, hy maak chommies met iemand. Dan kry hy info op hulle wat hy later teen hulle kan gebruik. En dan sodra die bom bars, dan is jy sy bitch. Dis wat Hannes doen. Hy blackmail mense en hy extort mense. Dis wat Hannes doen. So, pas op vir hierdie man. Kalk is daar nou nog iets wat jy wil sê vir vanaand? Okay. Dan gaan ons môre aand aan. Ook lekker in die middernag, want is lekker. Ja. Jolani vra, hoekom wil jy jou nie help nie? I don't know. Ek weet nie, want die ding is nie net vir die ou nie, as jy kyk hier op TikTok ook, niemand word gehelp nie. Die polisie sien hierdie goed as niks, hulle te veel goed om oor te worry as oor ou wat 'n vrou vloek, en dit is hoekom hy so al jaar op moet dit. Want hulle kom weggaan mee. Ja. Kyk, Mike Bolhuis was ook agter hom aan, en hy het openlik vir Mike gemok. En hy het vir hom gesê, hy is pateties en. Hierdie man, ek het nog nooit in my lewe so iets gesien nie. Ek sal nog sommer gou vir Jolandi help, want Jolandi het nou 'n klomp vragies. Jolandi, kom ek vertel jou gou hoekom Hannes Lottering weggekom het met alles tot dusver. Want hy het dirt gehad op die stasiebevelvoerder van Parys. Wat was daai dood se naam? Op de Vos. Op de Vos, right? Ja. Ons het intussen tyd vir die Vos verplaas gekrys by Bokeng toe, so hy gaan nou maar daar sy Bokeng kry wat hy wou gehad het. Maar hy het dirt gehad op die stasiebevelvoerder van Parys, wat hom so opgepas het, dat speerders van Gauteng af ry, dan weier de Vos om die arrestbevele uit te voer. Ja. Dis hoekom hy weggekom het daarmee. So asseblief, moenie hierso kom met vragies, en ek is sommer baie druk. Okay, maar miskien Met onnodige vragies nie. Nee, ek verstaan nie die ding. Hier word nou grappies gemaak van hardcore fucking GBV, en dan word gevra, hoekom help die polisie nie? Want die polisie was omgekoop en afgepers, man. Okay. Liewe fok. Okay, mense verskoon. Hierdie is regtig 'n baie sensitiewe subject. So julle is welkom om vrae te vra. Verstaan net, hierdie is baie sensitief vir ons, want hierdie man kom met baie weg. En ja, dis nie potjie nie, skalk. Maar okay. Ja. So okay, ons gaan met niemand beklei nie, want ons wil net vir mense bewus maak van wat ons deurgaan en waarmee ons nie gehelp word nie. Wie is hierdie Jolandi? Ek gaan nou. Okay, nee, my skat, ontspan. Sorry julle, dit is regtig. Ek kan spat hier so hoor. Julle? I've had enough. Okay. Hierdie guys. Ons Dit is mense, julle verstaan nie. Dit is die frustrasie vlakke van ons. Kyk hoe lyk die ding. Dis al gaan al 4 jaar aan. Is dit ooit My skat! Is dit ooit 'n vrou? Nee, ons praat nie nou oor nee. Okay. Nou wil die honde ook sommer scam shooter. Okay. So voordat dit emosies nou te hoog raak, nê, gaan ons nou maar eers bietjie af en dan gaan ons môre aand aan. So voordat jy nou afgaan, ek dink Amelda is ook in die live. Amelda, wat dink jy van iemand wat so iets vir 'n vrou sê en dit nou al 3 jaar lank aanhou? Ja, want ek het ook al van haar storie gehoor. Potty, iets by jou raas die hele tyd, Potty. Iets by jou raas, dan mute. Of jy moet net mute. Jy kan maar net mute, want die mense dink nou is jy wat praat. Dis nie Potty wat praat nie. Jolandi, as dit maar net so maklik was. Dit is, jy weet nou, ja, as dit maar net so maklik was. Dan word jy nou nog vir aanranding ook ingesit en aangekla. Dit is nie so maklik nie. Die ironie van hierdie saak is, nee, ons doen alles. Nee, ja, jy sien, hulle dink Hulle dink is jy wat praat oor dat jou lig so aan en af gaan. Okay, ek het die fan afgesit. Laai my in 'n boksie. Ja. Okay, skalk wel eers om hom in 'n boksie sit. Laai my in 'n boksie. Okay. Sorry, die frustrasie vlakke is hoog. So
Ek vra verskoning hierso, sorry. Okay, request.